Goeiemôre, is Dinsdag is 24 Februarie en Dirk aan hierdie kant. In Johannes 12 lees ons, toe het Maria 'n halfliter egte, baie duur nardesolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Nou net 'n baie duur reukolie sal die hele huis met sy geur vul en net 'n baie duur reukolie was goed genoeg vir haar Here en Meester. Vir Maria was hy die belangrikste. Die buitensporigheid van Maria se geskenk is 'n onvoorwaardelike bewys van haar liefde en toewyding aan hierdie verstommende leermeester, aan wie se voete sy gesit het en van wie sy so baie oor waarheid en reinheid en vryheid geleer het. Hy het haar die waardes geleer van God se koninkryk in teenstelling met die van die wêreld. Paulus, daar in 2 Korintiërs 12, het later in dieselfde trant gesê, daarom is ek bly oor swakhede en beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede, terwille van Christus, want as ek swak is ek sterk. En aan Galasiërs 3, vers 28, daar het Paulus gesê, dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. Wat Maria hier vir Jesus doen, is 'n suiwer daad van toewyding en aanbidding. Sy het geen koste ontsien om hierdie duur olie te koop nie, en sy het ook nie omgegee om haarself te verneder tot die vlak van die dienskneg, wat normaalweg verantwoordelik was om die gaste se voete te was nie. Sy kniel voor hom om sy voete te salf en veer dit af met haar hare. En sy gee ook nie om dat in daardie samelewing mense so iets sou afkeer nie. Jesus sien egter meer in haar daad as net toewyding. Hy sien dit dat sy hom voorberei vir sy begrafnis, want hy weet dat sy dood naby is. En alhoewel hy reeds met sy disippels daaroor gepraat het, wou hulle dit nie aanvaar nie. So, toe Judas beswaar maak en sê dat Maria se daad 'n vermorsing is, verdedig Jesus haar met die woorde, laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Hierdie is 'n kosbare oomblik vir Jesus, want in tye van sy dood was daar niemand om hom te ondersteun nie, want sy disippels het weggehardloop. Hoe wonderlik vir Maria om later te kan onthou, dat God deur haar gewerk het om sy seun te salf vir die dag van sy dood. Het ons 'n hart soos Maria se? Het ons 'n hart soos Maria se vir Jesus? Sal ons enigiets doen om ons toewyding aan hom te bewys? Maak nie saak hoe vernederend nie, en ten spyte van wat diegene rondom ons ook al daarvan sal sê. Is ons bereid om 'n enorme bedrag geld te spandeer? Die reukolie het na berekening ongeveer 'n jaar se salaris gekos, om iets kosbaar vir hom te gee of te doen. Hoe bewys ons dat ons Jesus werklik aanbid? Here, ek erken dat ek te dikwels aan my eie gemak en behoeftes dink en so min aan hoe ek my liefde vir U kan bewys. Help my om U te loof, ook deur vrygewige dade wat ek teenoor U en ander bewys. Amen.